woord wat ek voel die Here op my hart gelê het, is from famine to hope. Van hongersnood na hoop. En ons gaan so 'n bietjie krap in die verhaal van Rut en Naomi. En ek glo daar's beginsels wat ek en jy vanoggend kan saamvat. Koninkryksbeginsels, geesbeginsels wat ons gaan help op ons pad. Amen. Is dit reg so? Amen. Kom ons sê net vir die Here dankie dat hy met ons praat. Jesus, ons sê net vir u dankie dat u naam bo elke ander naam is. En ons verklaar die naam van Jesus oor elke uitdaging. Ons verklaar die naam van Jesus oor elke gebed wat nog nie verhoor is nie, Here. Here, ons verklaar die naam van Jesus is genesing, is hoop. Here, ons verklaar dat die naam van Jesus is deurbraak, Here. Thank you for divine intervention in our minds, in our spirit in this morning. For we pray it in Jesus' mighty name. And all of God's children say, Amen. Amen. God loves to turn the impossible into the miraculous. He loves to call the things that are not as though they are. He loves to resurrect that which is dead. God loves to do miracles. He loves to take nobodies and make them somebodies. He transforms shepherds into kings. He shapes a carpenter's son to become the Messiah. En ouens, as jy voel op hierdie stadium dat jou lewe, soos hulle in Engels sê, bietjie van 'n disaster is, dan wil ek vir jou sê, daar is goeie nuus, because God is preparing you for a new thing. He is preparing you for a new season. He is preparing you for what He has purposed you. God het 'n plan, God het 'n doel met jou lewe. Jesaja 43, vers 18 en 19, sê die Here, deur die profeet van Jesaja, vers 18, do not remember the former things. Okay, pause net daar. Of kom ons lees in die volgende gedeelte van vers 18. Hy sê, nor consider the things of old. En ek het hier geskryf in my notas, former things are the enemy of the new thing. Former things are the enemy of the new things. Paulus sê, hy sê ek sit goed agter my. Ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek uit na dit wat voor lê. En ouens, as ek en jy 'n pad met die Here stap, dan moet ons klaarmaak met die goed van die verlede. Hallo? Ons moet klaarmaak. Jy weet, klaarmaak met daai seer, klaarmaak met daai ou wat my verneek het. Jy weet, klaarmaak met daai ou wat gesê het hy's 'n Christen en ek moet my geld by hom belê en hy het weggeloop met al my geld. Hallo? Hierdie ou wat my saad verkoop het en is hierdie wondersaad en hy het my bevark en verneek. Maak klaar met daai goeders, né? Kom ons vergewe. Kom ons maak klaar. Because the former things is an enemy of the new thing. Vers 19, behold, I will do a new thing. Hallo, enige iemand wil hê die Here moet vir jou 'n nuwe ding doen, waai net so 'n bietjie. 1, 2 mense, is al 'n paar, né? Behold, I will do a new thing now it shall spring forth. Daai woord now is soos 'n profetiese tydsaanduiding. God sê, ek is al besig daarmee. Jy sien dit nog nie? Jy ervaar dit nog nie, ek is besig daarmee. Now it shall spring forth. Shall you not know it? God's saying, it is already happening. In the spirit it is happening. I will make a road in the wilderness and rivers in the desert. God sê, ek doen 'n nuwe ding. Vergeet van die goed wat in jou verlede gebeur het. Guys, don't let your past shape your future. Is julle nog met my? Kom ons laat toe dat God ons toekoms vir ons aan mekaar slaan. Joseph went from a spoiled boy
to be a slave, to be a prisoner, but he ended up to be the prime minister of Egypt. Listen carefully. When God shapes you and prepares you, it often feels like disaster. Hy weet jou. As jy voel, man, hier het 'n ding my getref. Jy weet. Selfs nou daar is ons by die klein groep en die een vrou sê, man, iemand het R22,000 uit my rekening uitgetrek. Ek weet nie wie van julle het al sulke goeders oorgekom nie. Scammers. Ek is soos R22,000. Is julle nog met my? It will feel like disaster have hit you. En ouens, as jy daar is, byt vas. Hang in there. God knows exactly what he is doing. There is some lessons, ouens, sekere lesse. There is some lessons that only pain can teach you. That only loss can teach you. That only disappointment can teach you, and which only heartache can teach you. Ouens, om Jesus te volg beteken nie dit gaan altyd met jou goed gaan. Dit gaan altyd met jou goed gaan. Maar jy gaan dieselfde goeders ervaar as wat hy ervaar het. Jy gaan deur dieselfde goed gaan as waardeur hy gegaan het. Jy weet, as jy so kyk na Jesus se lewe, dan sê ek, ja, hy het genade gehad om te wees wat hy moes wees, om die Messias te wees. As jy so kyk na die boek van Handelinge, dan sien jy, joh, maar die apostels het nie altyd maklik gehad. Jy weet, sommige vir geen verskoning, dan beland hulle sommer in die tronk. Jy weet, en wat prys die Here, Handelinge 12, dan stuur die Here 'n engel om vir Petrus uit die tronk uit te haal. Daar in Handelinge 5 verkondig hulle evangelie in die tempel, hulle gooi hulle in die tronk. Wat gebeur? Hier kom 'n engel, die engel maak die tronk vir hulle oop en sê, gaan terug in die tempel in en gaan verkondig die goeie nuus. As jy in die tronk beland omdat jy geld gesteel het, dis 'n ander storie. Maar as jy in die tronk beland omdat jy God se wil gedoen het, dit maak die genade van God oor ons lewens los. So kom ons spring in. Punt nommer 1 is God life is resurrection life. Ouens, God se lewe is opstandingslewe. En dis hoekom die vlees, jy weet, en alles wat ek is en alles wat ek wil hê, eers moet sterf voordat God werklik kan werk. Abraham Abraham is die vader van ons geloof. En Romeine 4 vers 17 sê, daar's 2 goed wat Abraham geglo het. Hy het geglo dat God in staat is om dit wat dood is lewend te maak. Hy is die eerste een wat geglo het in die opstanding uit die dode uit. En Abraham het geglo dat God dit wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. So hy geloof, hy het profeties geglo. Is u nog met my? Romeine 1, as jy Romeine 1 lees, dan sien jy, Paulus sê, dat hierdie God wat ek en jy aanbid, Jesus is God. Hoekom? Omdat hy uit die dood uit opgestaan het. So God life is resurrection life. For anything to possess God life, everything that is flesh or me needs to die. Nou kom ons blaai na Rit 1 vers 1 toe. Dit is sommer daar op die skerm dat ons daar kan kyk. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Sê vir iemand langs jou, famine, hongersnood. Daar was 'n hongersnood in die land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Nou, vanoggend wil ek met jou praat en ek wil vir jou vra vir die Here om jou geestelike oë oop te maak. Here, maak ons geestelike oë oop dat ons kan sien uit hierdie skrif uit. Aan die een kant sien ons dat die werk 'n siklus van die dood. There's a cycle of death working. But at the same time, there is a cycle of resurrection. There's a cycle of life that is working. En ons baie keer werk hierdie goeie so gelyktydig in ons lewens.
Jy weet, jy dink, wow man, hierdie ding draai nou suid, jy weet. Hierdie ding loop nie lekker nie. Maar terselfdertyd is daar, ek wil amper sê, sulke brokkies van hoop, waarin ek en jy kan vashou. Jy weet, ek en jy kan kies, waar wil ons vashou? Gaan ons vashou aan die dood, of gaan ons vashou aan die lewe? Nou hierdie cycle of decline, julle ken die storie van Rut en Naomi. Die eerste ding wat ons sien, is hierdie ding, daar was 'n hongersnood gewees. En die hongersnood was in die plek van Bethlehem, nee? Bethlehem in Hebreëus beteken Bethlehem, wat huis van brood is. Okay. So hier in die huis van brood, is daar nie brood nie. Daar is hongersnood. Jy weet, en ek en jy kan kerk toe kom, en is worship aan die gang, en die woord word gebreek, maar verstaan jy, jou hart, en in jou hart, binne in jou hart kan daar hongersnood wees. Die diepste vorm van aanbidding is om God te gehoorsaam. Is jy nog met my? Weet, as daar ongehoorsaamheid in my lewe is, verstaan jy, dan sê die Here, dan luister hy nie eens na ons gebede nie. Maar kom ons gaan na die goeie goeders toe. En die tweede ding wat ek sien van hierdie cycle of decline is that they went to dwell in a foreign country. Man, hulle trek daar uit Bethlehem uit, hulle gaan daar na Moab toe. En daar in daai vreemde land, daar praat die ouens nie Afrikaans nie. Jy weet, hulle braai nie. Hulle vertel nie boeregrappies nie. Hulle vertel nie grappies wat jy kan verstaan nie. Verstaan jy? Jy weet, dis 'n vreemde land. Dis nie hulle land nie. Dis nie die plek waar hulle tuis voel nie. Jy weet, ek kry hierdie ouens wat oor see gaan, en bless elkeen wat oor see gaan, maar ek wil sê, die ouens verlang terug na Suid-Afrika toe. Jy weet, ek het 'n vriend gehad, en hy het gesê, as hy klaar gewerk het, en hy so oor 3 jaar klaar gewerk gewees het, hy sê, dan kom ek terug Suid-Afrika toe. Hy het daar in Londen gaan werk. En, nou ja, toe die Here hom kom haal, voordat hy kon terugkom, Suid-Afrika toe, in 'n vreemde land, gaan werk. Dan sien ons, Rut 1, vers 2 en vers 3. Daar is al klaar op, dankie. Dis 'n skerp man daar agter. Hy sê, die naam van die man was Elimelech. Elimelech in Hebreëus beteken, Eli is my God, Melech is koning. My God is king. So glo hierdie ou die Here gedien. Hy het 'n great naam gehad. En die naam van sy vrou was Naomi. Ons gaan net praat oor Naomi. Sy het 'n great naam. En die name van die twee seuns was Mahlon and Chilion. Efratite van Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left, and her 2 sons. Gooi sommer die vers 4, die volgende een op, wat sê, and they dwelt there about 10 years. So wat sien ons hierso? Hulle gaan hier na hierdie vreemde land toe, en hulle bly daar vir 10 jaar. Okay. So we're busy talking about the cycle of defeat. We're talking about the cycle of death. So ons sien, hier's goeters wat gebeur met hierdie ouens, dat ek wil hulle lewe gaan agteruit. Die vierde ding wat ons sien is, dat hierdie vrou se man sterf. Want ek was 'n ouetjie van graad 6 toe my pa gesterf het, jy weet. En ek onthou nog, jy weet, hoe dit ons lewens verander het. Jy weet, ons het daar in die Oos-Kaap gebly, ons het net Oos-Kaap toe getrek, my pa het 'n nuwe werk daar gekry, of 'n verhoging gekry, en ons was daar in die Oos-Kaap, en toe kry hy breinkanker, en toe is hy dood. Jy weet, en gelukkig in die Here se wysheid, het my ma besluit, man, ons gaan terug na waar ons vandaan kom. Maar verstaan nie, dis sleg, wanneer daar dood in die familie is. Dis sleg, as die broodwinner sterf. Okay, en dan vers 4, of daai, ja, ons is al by vers 4, sê, they dwelt there about 10 years, en dan vers 5, then both the sons, Mahlon and Chilion, also died. Jy sien, dis asof die een slegte ding op die volgende slegte ding gebeur.
Wie van julle weet dat wanneer die vyand jou aanval, kom dit gewoonlik in drievoud. So as nommer 1 gebeur, kan jy al die vyand begin bestraf. Jy hoef nie te wag tot nommer 3 nie. Okay. So hier is 'n klomp slegte goeders wat gebeur. Die seun sterf, Maglon, the name Maglon means to be weak and sickly. And the name Chilion, it means failing or pining. So moenie jou kinders sulke name gee. Want hier gaan die 2 seuns dood. Okay? En glo my seun is 7 jaar terug is hy hemel toe. My vrou huil nog steeds oor hy seun. Want die skrif sê, kan 'n ma haar kind vergeet. En die van julle wat al 'n kind verloor het, sal weet. Ek wil die ouens sê sommer reguit vir jou, om 'n kind te verloor is die ergste. Jy weet, dis baie sleg, dis baie erg. En vers 20 van Rut 1, toe Naomi nou terugkom in Bethlehem, toe sê sy, don't call me Naomi. She responded, instead call me Mara. Mara is die Hebreëse naam wat beteken bitter. Bitter. For the Almighty has made life very bitter for me. So hulle het 'n keuse gemaak, daar was 'n hongersnood, hulle het 'n keuse gemaak om weg te trek na hierdie vreemde land toe, en dat goeders met hulle gebeur in hierdie vreemde land, maar hier is 'n man dood, hier is 2 kinders dood, ek kan net, weet, my hart gaan uit na Naomi toe. My hart gaan uit na haar toe, jy weet, en uiteindelik kom sy, en sy sê, the Almighty has made life very bitter for me. En dan Rut 1 vers 21, sy sê, I went away full, but the Lord has brought me home empty. I'm talking to you about the cycle of defeat. I'm talking to you about the cycle of death. Kom ons kyk wat gebeur hierso in Naomi se lewe. Say, why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer and the Almighty has sent such tragedy upon me? Ouens, baie keer voel dit vir jou of jou tank op empty is. Leeg. En ouens, en dan wil ek jou aanmoedig om te sê, hou vas. Hang in there. As ek dink aan Josef se lewe, jy weet, Josef wat deur sy broers as 'n slaaf verkoop is, en toe hy daar by 'n Potifar se huis of paleis aankom, toe besluit hy, ek gaan hierdie ou dien. Ek gaan sorg dat ek die beste slaaf is wat hierdie ou nog ooit gehad het. Nou ja, en toe was daar nou 'n mevrou Potifar gewees wat toe sy lewe vir hom sleg gemaak het, en toe beland Josef in die tronk. En toe in die tronk is, toe maak hy daai selfde keuse. Ek gaan kies om die Here te dien. Ek gaan kies om die beste gevange te wees wat hierdie tronk nog ooit gehad het. En het einde van die storie was, die koning het op 'n dag, jy weet, vir die tronkbewaarders gebel, die baas van die tronk, en gesê, ek het vir Josef nodig. En toe skeer hulle hom, trek hulle hom die beste klere aan, en binne 24 uur het Josef se lewe verander van 'n tronkbewaarder na die, wat noem jy dit, die premier, the prime minister of the country. So ons, God werk op maniere wat ek en jy nie altyd verstaan. Dis hoekom Spreuke sê, vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig. Ons weet nie waarmee God werk nie, maar kan ek vir jou een ding sê, ek en jy kan hom vertrou. En hierdie liedere wat Here gaan ons vanoggend laat sing het, sê oor en oor, God is lief vir jou. God werk met 'n plan in jou lewe. Jy verstaan nie alles wat gebeur nie, but God is busy working in your life. So ouens, terwyl ons daar is, nee, nou, terwyl hierdie cycle of death and this cycle of defeat is working in your life, there's also a cycle of resurrection working in your life. And I think it will be good if we ask God to give us the spiritual eyes to see what He is doing in our lives. Jy weet, Josef het nie aldag verstaan wat aangaan nie, but he kept positive. Ek dink hy was positief, omdat hy 'n dankbare man was. The cycle of resurrection, Rut 1, vers 4. Nou, toe hulle daar kom in die vreemde land, ek spring nou 'n bietjie rond, is julle reg, dat ons 'n bietjie rondspring? Hallo? Nee, hier vers 4 van Rut 1, toe hulle nou daar in die vreemde land kom, in Moab, sê
now dis nou Naomi se seuns, they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other was Ruth. Hey man, ek bedoel, hulle 2 keer het hulle huwelik gehou, daar in die vreemde land. En ek bedoel, 2 keer het Naomi 'n skoondogter bygekry. Jy weet, ek onthou, 7 jaar terug, my seun Gerbrand, hy is hemel toe, wat die 28ste Mei, nee? 28 Mei is Gerbrand hemel toe, ons het hom, die 1 Junie was sy verjaardag, en die 2 Junie was dit begrafnis gewees. En daai selfde maand, 4 weke later, daai Saterdag, 30 Junie, toe trou my oudste seun. En ons kry 'n skoondogter by. Ek kan maar net sê, ons het 'n dogter bygekry. En almal het gedink, ons gaan sê, nee, stel die huwelik af. Ons het gesê, nee, jy weet, want dit gaan vreugde wees. En dit gaan blydskap wees. Jy weet, wat is vir ons lekker dat 2 seuns binne in 'n maand uit die huis uit is nie. Een hemel toe, die ander agter 'n vrou aan. Jy weet, maar ek wil net sê, jy weet, jy kan sleg ervaar, maar jy kan goed ervaar. En in die sleg kan ek nog steeds dankie sê, en in die goed kan ek dankie sê. So hier's 'n Orpah en 'n Rut oomblik. En vra vir die Here dat jy hierdie goed sal sien. Jy weet, ons het lekker troue gehou, man. Ons het lekker huwelik gehou. Dit het gereën, soos wat dit gister. Het gister ook hier by hierdie plek gereën. Wel daar in die Parel het dit gereën na die jy weet, dit was ons 11 uur. Gister was Saterdag net. Toe ek 11 uur ry, oor daai hele Parel is toe van die mis, toe van die wolke, soos dit gereën het. En vanoggend toe ons ry, toe skyn die son. Okay, so weet, vra vir die Here, Here help my om te sien waar U werk. En dan vers 6 van Rut 1 sê, then she arose, dis nou Naomi, with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited His people by giving them bread. Oh, dis die tweede ene, dit seën my so. Then she heard that the Lord had visited His people. Haar ore was oop om die profetiese woord te hoor. Haar ore was oop om te hoor wat is God besig om te doen. En wat hoor sy? God het sy volk besoek. En wat het hy gedoen? Hy het vir hulle brood gegee. Bethlehem is die huis van brood. God het vir sy volk weer brood gegee. So dat intussen reën gekom, die ouens het geplant, hulle het oeste gekry, hulle kon weer brood maak. So, God het sy volk besoek. En sy sê vir haar skoondogters, kom. Vers 7 van Rut 1. Therefore she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. Wat doen Naomi? She took action. Ouens, baie keer het ons nodig, maak nie saak hoe sleg ons situasie is, maak nie saak wat ons lewens tref nie. Ek bedoel, gisterand is ek daar by 'n vriend van my se 60ste verjaardag, en hulle het 'n vriendin genooi, en die vriendin sê, my man het donderdag aand vir my kom sê, hy los my, hy geskei my. Hallo, dis realiteite. En die man het gesê, ek los jou. Ek bedoel, hierdie vrou se hart is stikke. Julle hoor wat ek sê. Okay, so dinge gebeur. Maar hierdie Naomi besluit, she took action to leave and went on a way to return to the land of Judah. Sy sê, wow, ek gaan teruggaan. En ons, so baie keer, as ons nie op 'n lekker plek is nie, dan het ek en jy net nodig om aksie te neem. Wat kan ek doen? Jy weet, ek onthou, lang terug het ek 'n boek gelees van John Maxwell, en John Maxwell het gesê, man, as jy voel, man, jy's onder die weer, en jy voel depressed, en jy voel sleg, jy weet, en dit gaan nie met jou goed nie, en jy weet, jy dink net al die negatiewe gedagtes. Hy sê, ek wil jou 'n voorstel gee, gaan uit jou voordeur uit, gaan klop by die deur aan die oorkant, en gaan gesels met die persoon aan die ander kant, en hoor hoe gaan dit met daai persoon, en bid sommer vir daai persoon, en spreek 'n blessing uit oor daai persoon. Hallo, is jy nog met my? Naomi het aksie geneem,
En dan sê vers 14 van rit 1, ons praat oor the cycle of resurrection. We're talking about the cycle of life. Vers 14, and again they wept together. And Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung tightly to Naomi. They arrived in Bethlehem in late spring at the beginning of the barley harvest. Wat sien ek hierso? Ek sien dat Rut besluit. Naomi, vir jou gaan ek nie los. En ouens, ek glo hierdie Naomi het 'n geweldige invloed op haar skoondogters gehad. Jy weet, ek dink toe hulle daar by die kombuis was en koffie gemaak of tee gemaak of wat ook al en die beskuit uitgehaal. Jy weet, ek dink in my gedagtes, jy weet, daar was gesprekke gewees. Gesprekke waar Naomi haar skoondogters bemoedig het. Jy weet, gesprekke wat Naomi gesê het, jong, ons is nou almal weduwees, maar weet jy wat, ek glo dat die God wat ek aanbid gaan vir ons help. Ek weet nie hoe gaan hy deurkom nie, maar ek weet hy gaan ons help. En dis hierdie liedere wat ons vanoggend gesing het. Hallo? Is jy nog met my? En ek glo sy het begin praat oor hierdie God wat sy aanbid. En ek glo sy het begin vertel van die wonderwerke wat hierdie God alreeds gedoen het. Jy weet, van hoe hy sy volk verlos het uit Egipte uit. Jy weet, en hoe hulle, jy weet, deur die Rooi See gegaan het, en hoe dat Moses die klip geslaan het, en wat het uit die klip uitgekom? Help my. Water. Want as jy die rots slaan, dan vloei daar water. En dis toe Jesus, wat ons rots is, toe hy sterf aan die kruis, wat het 50 dae later gekom? Die strome van lewende water van sy Heilige Gees. En verstaan jy, sy praat, en ek dink hierdie skoondogters het iets van haar gees opgetel. Hulle het ervaar hier's lewe. Want hoekom sal jy nou uit 'n vreemde land uit teruggaan na Israel toe, of na Israel toe wil gaan? Want hulle het lewe ervaar. Okay? Rut besluit sy hou vas aan Naomi, en dan sien ons, hulle het in die land ingekom, hulle het in Bethlehem ingekom in late spring, nee, laat in die lente, toe dit die begin van die barley harvest is. Nou Jesaja 43:19 sê die Here, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall you not know it. Ek en jy moet vir die Here vra, Here, gee vir ons oë wat kan sien wat U doen. Gee vir ons profetiese, Here, maak die profetiese gawe in ons los, that we can capture what God is doing by His Spirit. Is U nog met my? Okay. As daar een gawe is, wat die skrif vir ons sê, wat ons God moet vertrou, is dit, die gawe van profesie. 1 Korintiërs 14:1, kom ons lees hom gou. 1 Korintiërs 14:1, hy is nie daar op die bord nie. Kom ons kyk of ons hom kan kry in hierdie Bybel van my, Johannes 1 Korintiërs. Dis na Romeine, nee. Okay, 1 Korintiërs. Hey, jou foon, druk jy die knoppies en dan gebeur het. 1 Korintiërs 14, waar is ons 14? My Bybel sê, onthou 1 Korintiërs 13 gaan oor die liefde, nee? 1 Korintiërs 14:1, pursue love and desire spiritual gifts. Wat moet ons doen? Desire spiritual gifts. Desire is 'n sterk woord. Sê ek wil in die gawes beweeg, but especially that you may prophesy. Hy sê, wow, ons het hierdie gawe so nodig in die kerk. En dan sê hy hierso, hy sê, vers 4, he who speaks in a tongue edifies himself. Vers 3, but he who prophesies speaks edification and exaltation and comfort to men. Dit stig, dit bou, dit bemoedig, dit vertroos. So, wow, en wie van ons het nie nodig dat iemand by my kom staan en hy praat woorde en hy sê, hey Leroeman, jy is die beste boer wat ek nog ontmoet het. Ek sien jy kan vasbyt. Ek sien jy sê ou wat sommer net
jy weet, die handdoek ingooi. Ons, verstaan nie, bemoedig, bou. Jesus sê, ek sal my kerk wat? Mattheus 16, bou. Ek sal my kerk bou. Hy praat nie van hierdie beton en hierdie struktuur nie. Nee, die kerk is mense wat gewas is in die bloed van Jesus, wat deur sy gees wederbaar is. Is nog met, Jesus sê, ek gaan hulle bou. Ek gaan hulle geloof sterk maak. Ek gaan hulle gehoorsaamheid groter maak. Jy weet, dat hulle nie 5 jaar vat om my te gehoorsaam nie. Hallo? Jy weet, dat hulle nie 3 maande vat om my te gehoorsaam. That they will explicitly be obedient. That the moment that I speak to them, they will obey my voice. Dis 'n sterk kerk. Dis die kerk wat Jesus bou. Dis die kerk wat gekies het om hom te volg. Dis die kerk wat gekies het om sy voetspore te volg. Is u nog met my? Jy weet, en hierdie skrif sê, hey, hierdie profetiese gawe, om te sien wat God besig is om te doen. So ons, as daar een gawe is, wat ons die Here voor moet vertrou, is dit juist daai gawe, om in die profetiese te beweeg. Jy weet, want Paulus sê, hy bid meer in taal as enige anders. Jy weet, vanoggend toe ek gebid het, toe ek afgesonder het, man, ek het die hele tyd in tale gebid. Want wanneer hy wat in 'n taal bid, stig sy gees. Is jy nog met my? Ok, kom ons gaan aan, ons gaan nou dag oor hierdie goeders praat. Ek het hier geskryf, if you are in a bad place, start to look for signs of life. Look for the signs of life, nee? Look for Orpah and Ruth moments. Hierdie skoondogter oomblikke. Listen to what God is doing. He visited his people. Ek hou van dit wat Ilse hier afgekondig het. Wat is daai ding, Ilse, wat jy afgekondig het? Kan julle onthou? Sê gou. Consecration weekend. Man, dis plekke waar God werk. Hallo? Dis plekke waar God werk. Dis plekke waar God ons ontmoet. Dis plekke waar hy ons gees sterk maak. Are you still with me? Okay, start to take action. Nee, wat? Vra net vir Ilse. Ilse, waar registreer ek vir hierdie naweek? Nee, she took action. En dan het ek hier geskryf, take notice to those that clung tightly to you. Dis die ouens wat vashou. Hierdie Naomi het haar getuienis geleef in so 'n mate dat hierdie heidense vrou gesê het, ek gaan saam met jou na jou land toe, na jou mense toe. And keep your eye on the harvest. Okay. So lekker gewees toe Rousseau vanoggend sê, ja, het ouens in hierdie kerk tot bekering gekom. Hulle harte vir die Here gegee. Ouens wat vervul is met die Heilige Gees. Ouens wat gedoop is deur hierdie bediening. Ek like dit van daai bank waar hy gesê het ons moet belê. Ek het dit great gedoen, Rousseau. Ek het dit so gelaf. Jy weet, maar dit is net so. Jy weet, as jy vir die Here gee, dan gee jy dit vir hom. Jy weet, jy moet nie worry oor waar die geld uitgaan nie. Mense, ek gaan nie by tiende vir die kerk gee, die kerk mors dit nie. Nee, die Here sê, gee jou tiende. Dis wat hy sê. En ouens, hier's nie 'n buis wat hier tussen hier in die hemel is, en as jy jou geldjies hier insit, dan gaan dit hemel toe. Dit gaan nie hemel toe nie. Want in die hemel is daar nie geld nodig nie. Hallo, maar God gebruik dit om vir sy kerkie op aarde te sorg. En hy sê, jy gee dit vir my, inteendeel, Spreuke 3 sê, honor me with your income. Dis 'n beginsel van eer. Here, ek eer u met my finansies. Wat die kerk daarmee doen, is hulle saak. En glo my, in hierdie kerk word dit reg aangewend. Amen. Toe Leroy, jy moet 2 keer amen sê, jy's 'n ouderling hierso. Halleluja. Dis wanneer ons gehoorsaam is, wanneer God begin werk. Dis wanneer ons kies om hom te volg. Okay? Dis wanneer ons sê, Here, ek stel U eerste in my lewe. Dan verander jou lewe. Naomi het aksie geneem. Skryf in vir daai kursus, vir daai naweek. It's going to change your life. Okay, so ons, die tweede waar ons praat, waar loop die tyd? Hoeveel tyd het ons nog oor? Okay, 3 minute oor. Punt nommer 2. Ja, dit is as vir 'n miracle.
kom ek praat net een of twee sinne. Die implikasies daarvan om ja te sê. Ouens, wanneer ek en jy ja sê vir God, verander ons lewens. Julle weet mos van Maria, wat sy gedoen het. Toe die engel aan haar verskyn het, en gesê het, jy gaan geboorte gee aan die Messias. En sy sê, wow, dit gaan great wees, maar help my net, ek het nie by 'n man geslaap nie. En die engel sê, okay, dis 'n goeie vraag daai, die Heilige Gees gaan oor jou kom. En dit wat gebore word, gaan die Allerhoogste, dit gaan die Messias wees. En wat sê sy? Sy sê ja, sy sê, laat dit met my wees, volgens u woord. Dis om ja te sê, laat dit met my wees, volgens u woord. Die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God uitgaan. If God speaks to you, man, as jy hier, wat sal ek dink, maar as jy in jou gees ervaar, of jy ervaar, man, ek wil nou hierdie ding doen dit. Is julle met my? Sê ja, beweeg, saam met hom. Nou, 3 keer het Naomi, en hierdie Naomi, kan ek julle sê wat beteken haar naam? Pleasant, delightful, lovely. Man, haar skoondogters het haar gelaf. Maar 3 keer sê Naomi vir haar skoondogters, bly hierso. Gooi gou daar op, Rit 1 vers 8, nee, die eerste ene, go back to your mother's homes. Vers 11, turn back my daughters. Dan vers 12, sê sy weer, turn back my daughters, go, for I am too old to have a husband. Sy sê, man, al kan ek weer 'n man kry, ek kan nie meer kinders hê nie, so daar is nie vele mans nie. En uiteindelik weet julle dat Orpa toe nou omgedraai het. En dan vers 14, then they lifted up their voices and wept again, and Orpa kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Nee, die ander twee vertalings sê, die message sê, but Ruth embraced her and held on. Sy het geweet, hierdie Naomi, hier's lewe by Naomi. Sy het 'n verhouding met 'n lewende God. Sy praat nie net godsdiens nie. As sy praat, dan sê sy goeders wat my gees stir. Onthou julle, toe Maria swanger met Jesus, by Elisabeth, wat al reeds swanger was met Johannes die Doper aangekom het, en toe Maria vir Elisabeth groet, wat gebeur hierso, hier binne? The baby leapt in her womb. Die babietjie het gespring, want Johannes die Doper was vervul met die Heilige Gees van sy moederskoot af. Hy was opgewonde, en raai wat gebeur met Elisabeth? Sy word sommer vervul met die Heilige Gees. Gaan lees Lukas 1. Man, God werk, God beweeg, en waar ons by mekaar is, waar mense vervul is met die Heilige Gees, dan gebeur daar dinge. Ruth, hou vas. Nee, en ek het hier geskryf, Ruth have said yes to her mother-in-law. She has said yes for an adventure into the unknown. Man, I love it. As jy kies om saam met God die pad te stap, then you say yes for an adventure into the unknown. Eventually, Naomi told Ruth for a 4th time to go back. Verse 15, and she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Naomi is putting the bar very high. She is telling the one that is tightly clinging to her to return. It's like Naomi is telling Ruth, I don't know if you will survive. But Ruth won't budge. En ons sluit af by hierdie vers 16 en vers 17. But Ruth said, don't force me to leave you. Don't make me go home. Where you go, I go. And where you live, I live. Your people are my people. Your God is my God. Where you die, I'll die. And that's where I'll be buried. So help me, God. Not even death itself is going to come between us. Rit sê ja vir 'n nuwe lewe. Sy sê ja om Naomi se God te dien. Ruth is saying yes to the unknown, and she is saying yes to a new life. She has made up her mind. She has made a decision. She
He's determined. Kom ons staan en dan bid ons saam. Dankie Jesus. Ag Here, ons wil sommer net vir U dankie sê. Here, dat U werk. En baie keer lyk dit, Here, asof disaster ons lewens getref het. Baie keer lyk dit vir ons, Here, dat die een ding op die ander ding gaan verkeerd. Ons probeer om ons huwelik te red en ons probeer om nice te wees, Here, met die een wat die naaste aan ons is, en dan voel dit, ons val oor ons woorde en ons probeer die goed reg sê, maar ons sê dit verkeerd en dan is daar 'n groter gemors. Ag Here, maar dankie dat U genade so groot is. Dankie dat die vlees een plek het en dit is om te sterf aan die kruis. En Here, baie keer probeer ons die vlees nog in die lewe hou. Ons probeer dit nog in ons eie krag doen. En vergewe ons daarvoor, Here. Vergewe ons daarvoor. Maar Here, terselfdertyd werk U hierdie siklus van lewe. U werk hierdie siklus van opstanding, Here. En Here, ek bid dat U vir ons profetiese oë sal gee. Here, om te sien wat U besig is om te doen. Profetiese ore om te hoor die goeie nuus dat God sy kinders besoek het, Here. Here, werk in ons 'n hoop, werk in ons, Here, 'n verwagting, 'n geloof dat U besig is om te werk. Al lyk dit nie so nie. En ek sê vir U so dankie, Here. Ons terwyl ons so voor die Here staan, daai ding van oë wat profeties kan sien en ore wat profeties kan hoor. As dit jou gebed is vanoggend, wil jy net jou hand uitsteek na die Here. Sê Here, ek het sulke oë nodig. Ek het sulke ore nodig. I just want to pray a general prayer. Dat jy sê, wow, kom ons just release that prophetic this morning in the name of Jesus. Ag Here. Here, dankie. Dankie dat U sien elkeen se hart, elkeen se begeerte, Here. En Jesus, dankie dat sommer net dat, Here, dat U vir ons oë sal gee wat profeties kan sien. Dat U vir ons ore sal gee wat profeties kan hoor, Here. Ek eer U daarvoor. En Here, dankie vir Rit wat ten spyte daarvan dat Naomi vir haar 4 keer gesê het, gaan terug, het sy gekies om te bly wat vir haar die fontein van lewe was, Here. Hierdie getuienis van Naomi se lewe. Dit wat sy ervaar het, Here. Ek glo Rit se lewe was daar in Moab omgedop gewees deur Naomi se getuienis, deur Naomi se lewe. En Here, help vir ons om vanoggend ja te sê vir U, om die pad saam met U te stap, Here. Here, al verstaan ons nie alles nie, al weet ons nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar ons weet dat U getrou is en ons eer U daarvoor. Hey, as jy vir hom wil ja sê vanoggend, moet net jou hand uitsteek na hom toe. Sê, Here, hier is ek. I want to say yes to you. Ek wil vir U ja sê. Here, ek wil vir U ja sê wanneer U met my praat. Here, ek wil vir U ja sê wanneer U Gees roer in my lewe. Here, wanneer ek die Bybel oopmaak en U praat, ek wil vir U ja sê, Here. Hou net daai hand daar so. Ek sê yes. God, I want to say yes to you. Want ek weet, Here, by U is ek die veiligste. U hand is oor my, Here. En terwyl jy jou hand ophou, sê sommer vir hom, Here, ek wil my ja vanoggend vir U gee. Ek wil my ja gee soos Maria haar ja gegee. Sy het nie geweet wat gaan gebeur met haar. But she knew one thing, that God has chosen her to give birth to the Messiah. En Here, ek wil vir U so dankie sê. Dankie, Here, dat U hierdie ja vat. En Here, dankie dat hierdie ja U genade oor ons lewens losmaak. Soos iemand gesê het, grace is the empowering presence of your spirit in our lives. En dankie dat U Gees, Here, die onmoontlike
moontlik maak in ons lewens. Here, dat dit wat U plan is vir ons lewens, dat dit gebeur, dat dit manifesteer. En ons sê vir U so dankie daarvoor. In Jesus se naam. Ons eer U.